Dankie dat jy aansluit by AG Siloam se aanlyn diens. Onthou, ons kerkgebou is weer oop en ons sal jou graag eerder hier wil sien. Ons gaan tydens die aanbieding weer nagmaal gebruik, so jy kan solank jou brood en jou druiwesap reg kry. Ons gaan nou die koning se naam groot maak en sing tot sy eer. God van vreugde, God van vrede, God van lewe bovenal. God oor my,
Ons gaan later vanoggend begin met 'n nuwe reeks wat ons noem Wen sal ons wen. Wanneer ek aan nagmaal dink, dan dink ek aan die grootste oorwinning van alle tye. Die Bybel leer vir ons dat Jesus aan die kruis 'n oorwinning behaal het. En toe hy sterwe, het hy nog 'n oorwinning behaal oor graf, dood en hel. As ons as gelowiges en ons as Siloam familie vandag saam nagmaal gebruik, is dit juis om hierdie oorwinning te celebrate. En ek wil jou uitdaag as gesin daar voor die TV, wanneer ons nou verder gaan aanbid, dat julle broodjie, julle sappie sal drink en toelaat dat die Heilige Gees jou opgewonde maak oor die grootste oorwinning van alle tye. En die goeie nuus is, jy deel in hierdie oorwinning. Later in die reeks gaan ons praat oor, ons is meer as oorwinnaars in Christus. Christus se dood aan die kruis, sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat gevloei het vir jou oorwinning behaal. Kom ons bid. Vader, wanneer ons nou nagmaal gebruik, bid ek dat die Heilige Gees 'n nuwe hoop in harte bring, 'n nuwe opgewondenheid bring. Ons is nie verloorders nie. Ons is meer as oorwinnaars in Christus. Dankie vir u dood aan die kruis. Dankie vir u oorwinning en dat u bereid is om ons deel te maak van daardie oorwinning. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kom heilige vuur en brand in my. Blaas weer die lewe, laat my passie warm bly. Stort uit die liefde en werk in my. Elke dag, ek gee alles van my. Kom heilige vuur en brand in my. Blaas weer die lewe, laat my passie warm bly. Stort uit die liefde en werk in my. Elke dag, ek gee alles van my. Kom maak my, vorm my, ek is klein in die hand. Kom heilige vuur en steek my aan die brand. Kom maak my, vorm my, ek is klein in die hand. Kom heilige vuur en steek my aan die brand. Want hy die dieptes van my hart is die een na wie ek smaak. En ek soen net meer en meer van u, om u te ken en u te dien. Want hy die dieptes van my hart is die een na wie ek smaak. En ek soen net meer en meer van u, om u te ken en u te dien. En hier is hy, ek gee alles van my. Hier is hy, ek gee alles van my. En alles van my. En alles van my. En alles van my. Vir alles van u. Want hy die dieptes van my hart is die een na wie ek smaak. En ek soen net meer en meer van u, om u te ken en u te dien.
U is die Een na wie ek smaak. En ek soek net meer en meer van U, om U te ken en U te dien. Here, dis ons hartsbegeerte, om meer van U te leer ken, om meer te bewus te word van U, om bewus te wees van die teenwoordigheid, om bewus te wees van die stem. Kom brand in ons, Here. Maak ons wakker, om bewus te wees van U, Vader. Bewus te wees van U, Heilige Gees in ons lewens. More of You in our lives. Kom brand soos 'n vuur binne in ons harte, met 'n passie vir U, met 'n passie vir die kerk, met 'n passie vir die koninkryk van God. Want uit die dieptes van my hart is U die Een na wie ek smaak. En ek soek net meer en meer van U, om U te ken en U te dien. Mag het gebed wees. Want uit die dieptes van my hart is U die Een na wie ek smaak. En ek soek net meer en meer van U, om U te ken en U te dien. Want uit die dieptes van my hart is U die Een na wie ek smaak. En ek soek net meer en meer van U, om U te ken en U te dien. Meer van U, meer van U, meer van U. Dis vir my 'n voorreg om vanoggend weer bietjie met jou te kan gesels. En ons begin met 'n nuwe reeks wat ons in Oktober elke Sondag aan tyd spandeer. Ek het 'n vriend wat 'n sê ding het wat in my hart vasgesteek het. As jy met hom praat en ou praat oor al die negatiewe goed, dan sê hy altyd hierdie ding: wen sal ons wen. En ons titel ons reeks vir Oktober, wen sal ons wen. Vanoggend begin ek om met jou te praat oor die gedagte: hou op om leuns te glo. As jy wil wen, moet jy ophou om die leuns te glo. Elke gelowige weet dat ons in 'n geestelike oorlog gewikkel is. Ons weet ook dat die duiwel gedurig vir ons lieg. En hier is die vraag wat ek vir jou en vir myself wil vra. As jy weet dis die duiwel en jy weet dis 'n leuen, hoekom glo jy dit? As jy vir lank genoeg 'n leuen aanhou glo, dan word dit vir jou 'n waarheid. 'n Goeie voorbeeld is Eva. Sy glo die leuns wat Satan vir haar vertel, en dit maak dat sy uiteindelik sondig. Glo jy leuns soos ek is nou maar net 'n ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur? Kom ek sê net dit, nie alle ongelukke is die duiwel se skuld nie. Baie keer is dit ons eie skuld. Maar ons weet dat hy teëspoed vir jou en my beplan. As die ongeluk jou nie meer verras nie, die teëspoed nie meer vir jou 'n skok is nie, beteken dat jy te leen begin glo. Byvoorbeeld, ek hoor mense sê, my ma het kanker gehad, my ouma het kanker gehad, so ek het eintlik 'n verwagting dat dit my ook gaan tref. Let wel, kind van die Here, by wedergeboorte is jy opgeneem in 'n nuwe familie. Hou op om die leuns te glo. Jesus het jou vrygemaak. Die Nuwe Testament skrywer sê, kyk,
Al die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword. Lees saam met my Genesis 3 vanaf vers 1 tot 4, Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, die slang was listiger as al die diere wat die Here God gemaak het. Is dit regtig so? Vra hy vir die vrou. Het God regtig gesê, julle mag niks van die vrugte in die tuin eet nie? Natuurlik mag ons van die vrugte eet, sê die vrou. Dis net van die vrug van die boom in die middel van die tuin, wat ons nie mag eet, of selfs aanraak nie. Anders sal ons sterf. Vers 4, julle sal nie sterf nie, sê die slang. God weet dat julle oë sal oopgaan, en wanneer julle daarvan eet, julle sal dan net soos God wees, en weet van goed en kwaad. Let daarop, God maak positiewe verklarings. Hy sê, julle mag eet van al die bome. Julle sal sterf. Die duiwel sê, het hy gesê, jy mag nie eet nie? Jy sal sekerlik nie sterwe nie. Is asof hy die goed so bietjie verdraai. Nou hier is die eerste stap na sonde en verwoesting. En dit is om die Satan se leuns te glo. As jy jou lewe wil verwoes hê, glo na sy leuns. Ek wil vandag met jou praat oor 3 maniere waarop ons deure oopmaak vir Satan in ons lewe. Hier is die eerste een. Ons volhard in ons sonde. Jy weet in jou hart wat verkeerd is. Jy weet dat dit wat jy doen verkeerd is, maar jy hou aan en aan om dit te doen. Jy hou aan met sondig. Paulus sê 2 Korintiërs 2:10, hy sê, as julle hom iets vergewe, vergewe ek hom ook. Want as ek iets het om te vergewe, het ek dit reeds gedoen terwille van julle in die teenwoordigheid van Christus. Vers 11. Die bedoeling is dat ons nie deur Satan uitoorleef word nie. Sy planne is mos nie aan ons onbekend nie. Die een Engelse vertaling sê, lest Satan should take advantage over you. As jy nie die deure toetrek nie, sal die vyand inkom en advantage vat van jou. Dis hoe hy werk. Kom ek gebruik een voorbeeld, die van vergifnis. As jy sukkel met vergifnis, is dit waarskynlik omdat jy bang is, geregtigheid gaan nie seëvier nie. Daai persoon wat jou seer gemaak het, gaan nie kry wat hy of sy verdien nie. Nou kom ek sê vir jou, dis nie jou verantwoordelikheid nie. Dis God se verantwoordelikheid. Los dit by hom. En hier's 'n groter waarheid. As jy nie vryspreek nie, gaan daar iets met jou gebeur. Stop dit in Jesus naam. Terloops, die oomblik wanneer jy dink, jy's heiliger, beter, meer verlig as iemand anders, is jy reeds in die moeilikheid. Reeds 'n gevangene van Satan. Let wel, die duiwel is eintlik briljant. Hy vertel jou hoe sleg jy is. En as jy iewers by die Here uitkom en tot bekering kom, dan kom vertel hy die hele tyd vir jou hoe wonderlik jy is. Hou op om sy leuns te glo. Hier's punt nommer 2. Ons hou aan om negatief te praat. En dis 'n deur wat ons ooplaat. Ons het vroeër in lockdown het ons lang tyd spandeer aan Spreuke 18 vers 21 wat sê, die tong het mag oor dood en oor lewe, en hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Ek herhaal wat ek in daai reeks gesê het, let wel, ons het nie kreatiewe of skepingskrag nie, dis net God. Maar deur jou woorde stem jy of saam met wat God sê, die een wat skepingskrag het, of jy stem saam met wat die Satan sê, die een wat verwoestingskrag het. Stem jy saam met God se planne vir jou lewe, of stem jy saam met Satan se planne vir jou lewe? Spreuke 6:2 sê, as jy gevang is deur wat jy sê, vir jouself 'n stryk gestel het deur jou woorde. Met ander woorde, jou woorde word 'n slagyster waarin jy verstrengel word. Terloops, as ouers het ons gesag om die vloeke en die leuns oor ons kinders te verbreek. Daar's so 'n stuk en dit gaan vir jou nou onsamehangend klink, maar kom ons lees dit gou, Numeri 30 vanaf vers 2 tot 5. Iemand wat aan die Here 'n gelofte maak of hom met 'n eed verbind, mag nooit sy woord verbreek nie. Hy moet presies doen wat hy beloof het. 'n Jong meisie wat nog in haar ouer huis bly, kan 'n gelofte aan die Here maak of 'n belofte aflê. As haar pa hoor van die gelofte wat sy afgelê het of van die belofte wat sy gemaak het en hy maak nie daarteen beswaar nie, staan die gelofte en die onderneming vas.
As haar pa dit egter teestaan op die dag waarop hy daarvan hoor, is die gelofte of die verpligtings wat sy op haar geneem het nietig. Die Here sal dit nie teen haar hou nie, hy sal haar vergeef, want haar pa dit afgekeer. Nou kom ek sê gou vir jou, wat gebeur hier? Dit lyk vir my die Bybelse se trant is, dat 'n pa die gesag het oor goed wat in sy kind se lewe gebeur. 'n Pa kan vloeke oor sy kind kanselleer. Jesus het aan die kruis bewerk, dat goed wat oor jou gespreek is, ook gekanselleer word. En daarom kan Paulus sê, ou dinge het verbygegaan, alles het niet geword. Hierdie is so belangrik. As jy goed hoor, wat mense oor jou lewe, en oor jou kinders se lewe gespreek het, breek dit in Jesus naam. Let wel, uit die oorvloed van die hart praat die mond. Mense wat leuns van die vyand glo, begin dit praat en hulle begin dit leef. God se woord is die waarheid. Glo dit, praat dit, leef dit. Maak hierdie deur toe. Hier's die derde punt. Ons volhard met hierdie verkeerde denke. Die Bybel sê, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. Dit is so amazing hoe baie van dit wat ek en jy bedink, uiteindelik waar word. Johannes 8:32, Nuwe Lewende Vertaling, en julle sal begryp wat die waarheid beteken, en die waarheid sal julle vrymaak. Ek het 'n vraag vir jou. As dit so is, dat waarheid vrymaak, wat dink jy doen die leuen? Jy's reg. Dit neem jou gevange. Jy word 'n gevangene. Jy word 'n slaaf. Numeri 13:32 sê, hulle het toe 'n gerug begin versprei oor die land, wat hulle gaan verken het. Die land waarna ons gaan kyk het, is 'n land wat sy inwoners, al die volke wat daarin gesien het, is so besonder groot mense. Ons het Enak se nageslag daar gesien. Hulle is reuse. Ons het voor hulle so sprinkane gelyk. Meeste leuns dra binne in dit so klein bietjie waarheid. Daar was reuse en ons lyk vir hulle en vir onsself so sprinkane. Dit was die waarheid. Maar vir ons God lyk hierdie reuse so sprinkane. Jy sien, die duiwel kom en hy fabriseer bewyse om sy leuns geloofwaardig te maak. Ek kan dan 'n goeie voorbeeld dink, Josef se broers, julle ken die storie, verkoop hom aan handelaars, hulle skeer sy klere, hulle gooi skaapbloed daarop, en dan vat hulle dit na Jakob sy pa toe. Hulle sê nie 'n woord nie. Jakob sê, my seun is deur wilde diere verskeer. Sy broers het dit nie gesê nie, maar hy het dit gesê op grond van die bewyse wat hulle gefabriseer het. Kind van God, wat om jou en met jou gebeur, maak nie saak nie. Moenie daarteen vaskyk nie. Wat saak maak is, wat sê God? As jy wil wen, hou op om die leuns van die vyand te glo. En begin om God se woord te glo. Ons praat in hierdie reeks oor die gedagte, wen sal ons wen. In die laaste paar maande het daar soveel negatiewe goed in ons land gebeur. En jy is 10-1 die victim in dit alles. Jy kry dalk finansiëel swaar, jy dalk nie werk nie, van jou familie dalk nie werk nie. En nou begin vrees jy op eetpak, en dis presies wat die duiwel doen. Hy kom met 'n klomp leuns, en hy maak God se kinders paniekbevange. Ek wil jou uitdaag, hou op om die vyand se leuns te glo. Lees die Bybel, glo die Bybel, leef die Bybel, sodat daar vir jou hoop gaan wees. Ek glo met my hele hart, ons gaan wen. Die Bybelboek sê dit, die einde is reeds geskryf. Ons is sy kinders, is meer as oorwinnaars. Kom ons bid saam. Vader in hemel, baie dankie, dat U van ons oorwinnaars maak. Maar ek bid na aanleiding van vanoggend se boodskap, dat U vir ons help om die leuns van die duiwel te identifiseer, en dit uit te wys vir wat dit is. Dis leuns wat van die leenaar afkom. En dat ons nie daardeur oorweldig sal word, en nie die leuns so sal praat, dat dit naderhand vir ons 'n realiteit of 'n waarheid word nie. Help vir ons om vas te staan op God se woord, en die waarheid van God se woord, en dat ons verstaan, ons oorwinning en ons hoop lê daarin. Seën elkeen wat na my kyk en luister, bid ek in Jesus se naam. Amen. As jy baat gevind het by vandag se boodskap, vra ons dat jy dit sal like en share. Ons gee jou nou die geleentheid om finansiëel in die Here se werk te belê. Jy kan dit doen
deur elektroniese betaling, Zapper of SnapScan. Mag jy 'n geseënde week hê.